So Faruka, anak ko. Sige ka, anak ko. Ako ba di kumiyada? Manood. Manita ang buwag siya. Diyan sa kuna ako. Diyan ako. Sigot. So, basically kan ek hanap ni self questions. Wanneer alakhan mo sa allemaal different allemaal stap ons op different journeys met jou. So, my eerste vraag aan jou is, waarvan kom die liefde vir musiek? Waarvan kom die liefde vir keyboard? Waarvan kom die liefde vir wat jy eigenlijk doen? Baie van die nie. So ek het inderdaad wat van belang. So het was basically my pa van die keyboard spelen. Het was amper so die jare wat ek die home kan weet om my te so. Hy wou eendag keyboard gespeel en hy was die man wat nie slaan, hy was keyboard. En ek het dit nie onbestaan besluit, maar dat ek die ding bietjie toets en so aan. Maar my liefde vir musiek, ek het moes maar so hard in die kerk moet geword, so ek het maar net liefde vir musiek. Nou nie my keyboard playing het, maar soos ek sê, baie simpel manier begin maak. En ek het nog so al die dorp is in Eswol, neem aan ander tyd in Eswol, so hy is in het my inspiratie. Dus ek het baie video's van hom gesien, daar het my die knecht van keyboard en so. En as jy jong mense kan vertel van die journey wat jy gestap het, wie is een wie vir jou guidance gegeen het wanneer terwyl jy nog was? Wie is die een wie jou mensman was op hierdie journey? Wat sal jy vir jong mense sê? Wie is die wat vir jou begeleid gegeen het waar jy vandag is? Ek is ons maar heilig is babiekie so die afgelopen 4 jaar was probeer ek maar net met die leiding van die heilige gees so ek het maar belaten staan in mense toespaarstelle wat ek in die handkof had maar ek is heilige gees babiekie so die journey was my baie moeilik ek kan nie leiding so as nachte hy wil probeer baie mooi so die journey was baie moeilik maar soos ek sê, ek is heilige gees babiekie, ek probeer met die gees so, hy was ek met my leiding gewees, die heilige gees en op 'n later stadium was ek ons nog paas met my hand gevat en so aan en soos ek net sy naam genoem het, eers wil het my ook in die hand begin vat en so, dis waar ek nou en my derde vraag aan jou is soos jy sê, eers wil het jou aan die hand gevat maar dan was jy aan die eers wil het daar was wat is die inspiratie en moet jy begin leer van numbers die nood wat die type key op te speel waarvan heb ek die type inspiratie gekom? Ek het net, soos in een nacht het ek net besluit dat ek wil my gift bietjie kan ek sê, net bietjie expand en ek wil bietjie baie flexible is op alles wat ek doen, op die keys. So ek het besluit om, soos hy sê, daar was wat eers wat nie daar was, so toe moes ek, toe het ek iemand anders laat, so ek moes op my eie staat, my eie kracht staat, my eie intellect. So daar was eintlik iemand wat my nie begon te leer, soos in ambassador, die keys en so ek het maar nachte wakker gesit het om myself, die goed op myself te verdeponeer, so dit is, ek is vir die gedeelte was ek myself die inspiratie. As jy jou journey met God anders wil doen, wat sal jy beter wil doen?
Of wat sou jy kies om nie te doen as dit kom by die werk van die Here? Of as jy, kom ek stel het so, wat sou jy wil verbeter met jou geestelike lewe? Die dinge wat jy, ek weet ons allemaal het tekortkominge, ons allemaal sukkel met sekere goed. Maar wat sou jy anders nou doen as jy jou lewe met Christus sou wil verbeter? Om baie meer obedient te wees as tevore. So, my vlak met obedience voor dit waar nou huidige is, was baie, het was, niet zo te zeggen, ik was niet zo obedient aan Christus. So, ik zou net willen zeggen, want als je obedience is, als je met die geest wil beheer, moet je obedient wees. So, dat is waar het begin. Ik was niet obedient, dus ik zou zeggen dat om obedient, meer obedient te wees aan Christus en meer te doen wat hij zegt. Because ze kan, wat als je geroepen is met iets, ze geroepen met iets. Ze kan niet, als je weet, rondom het. So, ja, ik kan dus niet op obedient te wees. Ik weet, ik kon mijn vlak van geestelijk 4-5 jaar kon op die vlak wees. So ja, net die vlak van obedient. Die nodig is. En my ander vraag wijst om wat ek nou gevraag het. As jy jou lewe sou oorkies, wat sou jy anders doen? Of sou jy dit verkies om jezelf te bly as wat dit nou is? Yeah, because ik zie mij op, ik zie mijn leven anders. Misschien bestaan die vraag ik verkeerd, maar ik laat wat ik doe, ik laat wat ik eigenlijk doe. Ik is bij dat denken, zo ik zie niet mijn leven anders aan de plek of aan de positie. Niet om meer dat die meer van mij meer opportunities geeft en zo dan. Eigenlijk is ik bij dankbaar voor waar ik is. Soos ek sê, ek het baie talente, muziek is nie al ding wat ek doen nie, of waar ek van my sien nie. So, ek laat wat ek doen so. En om af te sluit, my laaste vraag aan hom is, as mens, soos ek net gesê het, ons allemaal foute, tekortkominge, en ons strewe maar om in 'n plek te wees waar ons onsself so naas moontlik aan God se hand wil hê, of aan hom hand wil hê. Ons strewe om soos hy te wees. Ons strewe om die pad te stap. Ons noem het suiwer. Maar ons sal altyd, jy maak met God alleen as jy sê, jy het die sonde, jy het die slegte thoughts of gedagtes. My laaste vraag aan jou is, wat sal jy vir ons wat vandag hier is, sê, hoe bouw jy jou geestelike lewe, sê, hoe bouw jy jou journey met God, pure, as ek het so moet sê, wat sal jy vir ons sê, wat is key tot een goeie geestelike lewe? Wat sal dit is? Ek sal sê, die manier hoe ek my geestelike lewe is, ek sê waarom, soos allemaal het sonde, ons kan ons as ons allemaal het die sonde. So, die key en die maintaining van jou geestelike lewe is gebed. En nie net gewone gebed, because die allemaal verstaan gebed. So gebed is nie net gebed, die gebed is as ek dan waar sy, dat is ook om die Bijbel sê van liewe wat jou binnenkamer en maak jy die jou toe, because gebed is een verhoofding, is een dialoog, is tussen jou en God en antwoorde so, as jou geestelike lewe en jou gift is iets wat jy moet maintain, jou gebed en om naam om te bid, om te soek. Ek onthou ek het 2 weke of 'n week gelede, my sê soos, ek het die stem gehoor,
to increase through the language of the Spirit, through consequences. Met ander woorde, die vlak waar ek nou is, en dit was van my, ek soek ook nie opgenoeg nie, maar die feit dat ek nog sy stem kan hoor, so, ek is nie waar ek wil wees in my geestelike lewe nie, maar ek kan sê dat ek hoor nog sy stem en ek soek hom nog, so my key is of wat ek doen as ek transcend altyd in die physical om te gaan soek, because waar die ons bid nie, in die physical en ons daar gebeur dat so wat ek doen is ek probeer transcend, my wegvoel in die physical wereld, en dis ook ek my geestelike lewe maintain. Ek is ook iemand wat baie is daar belangstelling of wat geroep is voel ek vir die konflikt, so dis maar ek probeer my geestelike lewe suiwer hou die profetic is. So dit is wat ek doen, om die skoon te hou, en ek hou, alhoewel ek sonde leef, en ons allemaal nie sonde, so dit is wat ek doen, om so wat my antwoord eindelijk is gebed. My laaste vraag is gebaseer op eenheid. En wat sou jy sê, hou die band in 'n plek van eendrachtigheid? Wat is julle, kan ek het nou stel, wat is julle inspirasie agter die eenheid wat julle het? Hoe maintain julle die liefde van mekaar? Ja, ons disagree soms so goed wat die reg is, maar hoe hou julle die band op 'n plek? En ek praat spesifiek van julle te weet, by mense wie in julle lewe is uitgesit. Hoe hou jy julle band, of hoe sal jy sê, as die sleutel tot julle band se eenheid? Ons het een doel, en die doel is om, wanneer ons minister agter ons musiek, of agter ons stem, het ons hierdie doel, ons praat nou 'n paar maande oor, is waar ons het een doel, en dit is dat, want die Bybel sê, where it is unity, then God adds a blessing. So, kan nie niks gebeur. So, ons doel eindelijk is om nie net te minister agter ons instrumente. Daar moet iets gebeur. Because die minister gaan nie net om muziek maak en preek en daar gebeur niks. So, wat ons eindelijk ons doel is, ons probeer alles in ons vermoed. En ek dink, dit is wat ons in mekaar in liefde sal ek maar sê. So, ons doel is daar moet iets gebeur wanneer ons minister. Dit is wat ons in mekaar in liefde. Wat ons heel doel het. En soos hulle vir die volgende bereid vir die derde item wat hulle gaan lewe, wil ek net daarop klem neer. Dat sonder God is ons niks. En vir my is het belangrijk, ons kan, of kom ek stel het so, om kerk te hê, is vir my baie belangrijk, om te weet wie jy is in God, en waar die jy op pad is, met die journey saam met God. So, my boodskap, wat ek aan julle wil gee is, as 'n gesonde karakter, kan jou na plekke toe vat, waar soms jou gawe nie kan vat. As jy 'n goeie karakter het, ek praat spesifiek liefde, goeie gesindheid, nie almal van ons is gifted, maar as gevolg van ons karakter, ons goeie gesindheid, sit het vir jou op plekke waar jy nie gedink het jy sal kom. En dan is het eers as gevolg van die gawe nie. Ja, die Bybel sê, gawe maak vir jou ruimte. Maar hoe maintain jy die gawe? Dit is gebaseer op jou gesindheid, karakter en hoe jy ander mense behandel. Daar seker het hier wat God vir jou oopmaak, dan as gevolg van jou karakter, maar hy deur vinnig toegemaak word. En dit is waar ons soms misvat met jou gawe gaan vir jou ruimte maak. Met dit